skriftes. Ons lees volgende uit Johannes 19, van vers 17 af. Dit is die geskiedenis van ons Here Jesus Christus se kruisiging. Johannes 19, van vers 17 af. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy hoofklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie, om ons lood wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit is ons teks is vers 26 tot 30. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Geliefdes in die Here, die Vrydag toe ons Here Jesus gekruisig is, het hy 7 keer gepraat aan die kruis. Dit wat hy gesê het, was nie net met emosie belaai nie, maar dit het ook diep teologiese betekenis. Ja, dit was die Vrydag waarvoor Jesus mens geword het. Nou was sy taak op aarde amper afgehandel. Nou lewer hy die grootste preek van alle tye tydens sy kruisdood. Hy preek nie net met woorde nie, maar ook met sy bittere lyding
en sterwe aan die kruis. Hy preek met sy gebreekte liggaam en sy vergote bloed. In hierdie preek wat ongeveer 6 ure geduur het Jesus net 7 sinnetjies gesê. Sommige van hierdie sinnetjies is in die Grieks net 1 woord lank. En met hierdie 7 kort sinnetjies sê Jesus alles wat gesê moet word. Meer as dit was nie nodig nie. Sy gebreekte, lewelose liggaam aan die kruis het uiteindelik alles gesê. En tog spreek elkeen van hierdie 7 sinnetjies boekdele. 7 is immers ook 'n volmaakte goddelike getal in die Bybel. Van hierdie 7 kruiswoorde het Johannes vir ons 3 neergeskryf, ons teksverse. Lukas het vir ons 3 neergeskryf en Matteus en Markus het vir ons albei dieselfde een neergeskryf. Jesus is op daardie Vrydag om 9:00 die oggend gekruisig. Van 9 tot 12 het hy waarskynlik 3 keer gepraat. Sy eerste woorde was 'n gebed. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarna skenk hy aan die misdadiger wat langs hom gekruisig is en wat tot bekering gekom het, die ewige lewe. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dan vertrou hy sy ma Maria aan Johannes se sorg toe as hy vir haar en vir Johannes sê, daar is u seun, daar is jou moeder. Van 12:00 die middag af was daar 3 ure duisternis, waar tydens Jesus sy donkerste ure op aarde beleef het. Tussen 12:00 en 3:00 die middag het hy geswyg, en rondom 3:00 die middag het hy sy laaste 4 sinne waarskynlik kort na mekaar gesê. My God, waarom het u my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Geliefdes, dit is duidelik dat die eerste 3 van die 7 kruiswoorde gaan oor Jesus se liefde vir sonde verlore mense. Hy vra sy Vader om die mense wat hom kruisig te vergewe. Hy verseker die bekeerde kruiseling langs hom van die ewige lewe. En hy vertrou sy ma aan Johannes se versorging toe. Die volgende 2 kruiswoorde sê vir ons iets van die onbeskryflike lyding wat hy in ons plek verduur het. My God, waarom het u my verlaat? Ek is dors. Die laaste 2 sê wat hy vir ons bewerk het. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie 7 kort sinnetjies was Jesus se eintlike testament, wat hy vir ons, sy volgelinge, nalaat. En sy testament is nie bladsye en bladsye ingewikkelde regstaal nie. Nee, 7 kort, kragtige, hartverskeurende, aangrypende, lewensveranderende sinnetjies, waarvan party in die Grieks eintlik net 1 woord lank is. Nog meer aangrypend is dat hy self sy testament aan sy volgelinge voorhou, voordat hy sterf. Vanoggend gaan ons iets van Jesus se kruisdood probeer verstaan aan die hand van die 3 klousules in Jesus se testament wat Johannes vir ons neergeskryf het. Die eerste een wat Johannes neergeskryf het, Jesus se 3de kruiswoord, is in die eerste plek aan sy ma Maria en dan aan sy disipel, die apostel Johannes, gerig. Daar is u seun, daar is jou moeder. Kinders moet vir hulle ouers sorg wanneer hulle oud geword het. 'n 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 'n
Dis nie soos baie van ons dink in die eerste plek die taak van die staat of die kerk om vir ou mense of weduwees te sorg nie. Maar dit is hulle kinders en kleinkinders se taak. In 1 Timoteus 5 van vers 3 af lees ons, versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Maar as daar 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy eie huisgesin sorg nie, dan het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige, sê die skrif. As jy dus bejaarde ouers of grootouers het wat nie meer vir hulle self kan voorsien nie, is dit nie in die eerste plek die kerk of die staat se taak nie, maar joune om vir hulle te sorg. Die kerk sal die bejaardes help versorg wat geen familie of inkomste het nie. En hierin stel Jesus vir ons die voorbeeld. As oudste seun sê Jesus nou in sy testament, dat hy nou sy moeder in die sorg laat van die disipel vir wie hy lief was, Johannes. So is hy steeds die volmaakte middelaar. Terwyl hy daar in ondraaglike pyn aan die kruis hang en hy troos nodig het, kom hy nog sy verantwoordelikheid teenoor sy ma na en troos hy haar nog deur haar aan Johannes toe te vertrou. So wys hy wat ware liefde en omgee is, om weduwees en weeskinders in hulle nood by te staan, selfs wanneer jy self in moeilike omstandighede is. As jy iets hiervan verstaan, sal jy ook prakties liefde bewys aan hulle wat in nood of in 'n krisis is. Uit dankbaarheid daarvoor dat Jesus ook vir jou aan die kruis gehang het. 50 dae na sy opstanding sou hy nie net sy ma aan Johannes se sorg toevertrou nie, maar sou hy sy Heilige Gees oor die kerk uitstort en so al sy volgelinge toevertrou aan die leiding van sy Gees, wat self ook God is. Wat 'n ongelooflike erflating. Die tweede kruiswoord wat Johannes vir ons neergeskryf het, was Jesus se 5de kruiswoord. Ek is dors. Ek is dors. In die Grieks net een woord. Eg menslik. Hierdie kruiswoord laat ons iets verstaan van die geweldige lyding wat Jesus in ons plek deurgemaak het. Die pyn en koors van die kruisiging, die bloedige son van Palestina, wat Jesus se lippe laat bars en sy tong laat swel het en sy keel laat toetrek het van die dors. Eeue tevore is al daarvan geprofeteer. In Psalm 22 vers 16 staan, ek is so min werd soos 'n potskerf, my tong kleef aan my verhemelte, U laat my lê asof ek dood is. En in Psalm 69 vers 22 lees ons, toe ek dors was, wou hulle vir my asyn laat drink. Daarom sê ons teks ook, Jesus het gesê, ek is dors, sodat die skrif vervul kan word. Dit troos my dat Jesus dors was aan die kruis. Dit verseker my dat hy 'n ware mens geword het en al die swaar van mens wees aan sy eie lyf gevoel het. Ek weet nou dat niemand hom iets hoef te vertel van die swaar van mens wees nie, want hy het self 'n mens geword. Hy wat die water van die lewe vir ons verniet gee, het self uitgeroep, ek is dors. Geliefdes, as Jesus nie vir ons sondes gekruisig was nie,
sou ons eendag ewig in die hel geskreeu het, ek is dors. Maar nou is Jesus in my plek gekruisig. En daarom kan daar nou strome lewende water uit my binneste vloei. En kan ek die verkwikkende evangelie aan hulle wat God nie ken nie en versmag van die dors verkondig. Kragtens Jesus se testament moet ek nou 'n fontein van lewende water wees, wat die lewende water van sy blye evangelie in dik strome in hierdie woestynwêreld laat stroom. Hoor wat skryf Petrus in sy eerste brief, hoofstuk 2 vers 9. Hy skryf, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Hoor jy dit? Julle is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig. Dit is wat ons in Jesus Christus is, en dit is wat ons in hom moet wees. Daar gaan sekerlik 'n stroompie uit van ons gemeentes, lidmate wat met kerklos en kerklose vriende en familie praat oor die genade en die liefde van die Here, lidmate wat 'n beginselvaste lewe lei, ook daar waar hulle daaroor gespot sal word, en wat ook so 'n voorbeeld stel, lidmate wat hulle lewe ten volle aan God toewy, en die vars water van God se genade ook in ander se lewens laat instroom. Maar is nog net 'n stroompie. En dit het nog nie aangegroei tot die magtige rivier wat dit kan wees nie. Daar is nog te veel lidmate wat nog nie met oorgawe ligdraers in die wêreld is nie. Hulle is nie negatief teenoor die kerk en die evangelie nie, maar hulle is ook nog nie heelhartig betrokke nie. As ons wil hê dat daar 'n sterk getuienis van ons af moet uitgaan oor die liefde en die genade van die Here, so sterk soos 'n onstuitbare rivier wat alles meevoer, dan moet ons besef, 'n gemeente het elke lidmaat nodig, van die kinders af tot die heel oudstes. Lidmate wat besef, ek behoort nou in die kerk om bedien te word nie, maar om te dien, uit dankbaarheid. Die kerk is nie soos 'n hotel waar alles vir jou aangedra word nie, maar eerder soos 'n fabriek of 'n oorlogskip waar elkeen sy taak het. Die derde kruiswoord wat Johannes vir ons neergeskryf het, was Jesus se 6de kruiswoord. Die 6de kruiswoord is ook net een woord in die Grieks, tetelestai. Dit is volbring. Dit is volbring. Dit is die woord wat gewoonlik op 'n skuldbrief geskryf is as die skuld ten volle betaal is. Wanneer jy jou skuld ten volle gaan betaal, dan vat die een wat aan jou die geld geleen het, die brief, en hy trek 'n streep daardeur en hy skryf daarop tetelestai. Dis betaal, dis volbring. Daai skuldbrief word dan jou kwitansie. As Jesus uitroep, dit is volbring, dan sê hy daarmee, dis afgehandel, my werk is voltooi, my lyding was nie verniet nie, my roeping is vervul, die skuld van die gelowiges is eens en vir altyd ten volle betaal. Ja, die 6de klousule van Jesus se testament sê, my kinders het geen sondeskuld meer nie. Ek het dit ten volle betaal. Ek het alles gedoen wat nodig was om my volgelinge se skuld te betaal en hulle volkome te verlos. Ja, Jesus se testament bepaal
dat my sondeskuld betaal is, volledig betaal is, en dat ek volkome verlossing van hom ontvang. Geliefdes, hier verkondig Christus dat die volle prys vir ons sonde betaal is. Die sondelas van God se uitverkorenes is volledig gedra. Die beker van God se toorn is leeg gedrink. Die offer is volledig. Die lam van God is geslag, soos beloof is van Genesis tot Maleagi. Die wet is vervul. Die profeseë is voltooi. Die Messias het gekom en betaal. Die pad na God toe is wyd oop. Daardie een woord lê die hart van die evangelie. Christus het gedoen wat ons nooit kon doen nie. Hy het ons met God versoen, nie deels nie, maar volkome. Hy het nie 'n begin gemaak aan iets wat ons nou moet klaarmaak nie. Nee, hy het klaargemaak wat ons nooit kon begin nie. Die gevolg, sekerheid van saligheid en oorvloedige dankbaarheid. Geen skuld bly oor nie. Geen verdere offer is nodig nie, sê Hebreërs 10 vers 14. In hom is ons volkome aanvaar, volkome vrygespreek, volkome veilig tot in ewigheid. Ja, dit is inderdaad volbring. Liefdes, laat dit is volbring, 'n rusplek wees vir jou gewete. As Christus dit volbring het, wie kan iets daaraan toevoeg? En wie kan iets daarvan wegneem? Efesiërs 2 vers 8 sê so duidelik, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. En daarom moet ek voortaan wegvlug van die sonde, en moet ek God met oorgawe dien, uit dankbaarheid daarvoor dat Jesus die verlossingspad einduit in my plek geloop het, totdat dit volbring was. Nou, Jesus sê in sy testament, ek het gesterf, sodat jy kan leef, waarlik kan leef, en ewig kan leef. Deur my bittere dood laat ek vir jou die ewige lewe na. Leef dan elke dag as my dankbare verloste kind. As ek besef hoe groot die sonde is wat hy vir my vergewe, dan sal ek dit ook reg kry om ander te vergewe. Ja, tydens die Paastyd, daarom ook elke dag van ons lewens, kan ons huil en bly wees gelyk. Ons kan huil oor die bittere lyding wat ons Here Jesus in ons plek gelei het, onder die las van ons sondes. En ons kan bly wees, omdat daar deur Christus vir ons verlossing, ewige verlossing, uit genade gekom het. Mag dit ons troos in hierdie tyd, wat ons Here se bittere lyding in ons plek oordink. Mag ons daaraan herinner word, dat ons toevertrou is aan die Heilige Gees vir sy leiding en krag. Mag ons daaraan herinner word dat daar nou strome lewende water uit ons binneste moet vloei. Mag ons daaraan herinner word dat ons skuld betaal is, dat ons sekerheid in die geloof sal hê en dat ons daarom ander ook sal vergewe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hierdie 3 kruiswoorde van ons Here Jesus vandag kan oordink. Kort sinnetjies. Daar is die seun, daar is jou moeder. Ek is dors. Dit is volbring. Lei ons dat ons iets hiervan sal verstaan, dat dit ook ons lewens sal verander, dat ons sal besef, U het ons toevertrou aan die leiding van die Heilige Gees,
totdat ons Here Jesus Christus weer kom. Dat ons opnuut weer herinner sal word daaraan dat ons Here Jesus werklik mens geword het en dat daar nou strome lewende water uit ons binneste moet vloei. Dankie vir die sekerheid wat ons het, dat ons Here Jesus se verlossingswerk volbring is. Mag dit vir ons rus gee, wanneer ons deur ons sondes gekwel word, en ons verlossing soek by U, dat ons Here Jesus ten volle betaal het. Mag hierdie wete ons ook lei, om ander te vergewe. Ons vra dit, in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Dit is ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes om ingesamel te word. Slotsang in die erediens is die beruiming van Openbaring 5, die lied van die lam wat geslag is in ons plek. Ons sing skrifberuiming 8 of 5:3, vers 4 en 5. Die sondelose lam vir sondeskuld geslag is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. Skrifberuiming 8 of 5:3, vers 4 en 5. Bly ons staan vir die seën en die sing van die Amen, en dan kan jy weer gaan sit vir die paasprogram.
Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.